kom buig vanaand vir hierdie wonderlike geleentheid rondom u woord, maandag aand by mekaar. En ons dank u dat ons nou kan stil word voor u, terwyl ons nou 'n klomp hakplekke hier gehad het, en dat ons deur dit alles voor u kan kom buig, en dat u u wonderlike woord nou met ons sal kom deel. Kom kleur u vir ons die prentjie in, volgens ons elkeen se behoefte en nood. Amen. Ons lees weer dieselfde gedeelte saam as gisteraand. Johannes 17, weer vanaf vers 20 tot vers 24. Vers 20. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die waarheid, die wêreld althans, kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my. Sodat hulle, ons teks van oordenking, hierdie deel, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Ek wil net, dis ons skriflesing, ek wil net gou hier om ons wenk volg. Vers 23 sê, sodat hulle volkome een kan wees. Gistermôre oor Johannes 17 gepraat, ons het gisteraand ook hierdie spesifieke gedeelte gelees, en gepraat oor die heerlikheid van God, die heerlikheid wat in Christus is, sy heerlikheid wat in ons moet wees, en dit spoel oor na die eenheid wat ons moet hê. Vanaand wil ek met jou praat oor hierdie volkome eenheid. En ek vertrou dat dit vir jou ook kosbaar en waardevol gaan wees. Nou aangesien ons nie die aanbieding kan gebruik met die slides nie, kan jy so lank na Romeine 15 toe gaan. Dis die eerste gedeelte wat ons gaan lees. Ek wil graag so 4 aspekte met jou deel oor hierdie volkome eenheid wat daar moet wees tussen kinders van die Here. Onthou, ons fokus is op die heerlikheid van God. Nommer 2 is dat die Heilige Gees, wat saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is, en die Gees van God verbind kinders van God aan mekaar, ongeag kultuur, nasie, taal, genootskap, maak nie saak van daai goed nie. Die Gees van God verbind die bruid van Christus met mekaar. En daardie bruid van Christus word ook die liggaam van Christus dan genoem. Die eerste aspek van hierdie volkome eenheid kry ons in die woord van eensgesindheid. En dit lees ons in Romeine 15 vers 5 tot 7. Volg saam met my in jou Bybel terwyl ek dit vir ons nou hier lees. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging
aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, en dan let op hierdie belangrike woordjie, ooreenkomstig die wil van Jesus Christus. Gistermôre oor sy wil gepraat, die testament illustrasie gebruik. En dit was sy wil met sy laaste gebed vir sy disippels in Johannes 17, nou nie die laaste gebed nie, maar julle verstaan die konteks daarvan, dat hulle eensgesind moet wees. Vers 6, sodat julle God die Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik, let op daai woordjie, eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Dis presies wat gebeur het toe die disippels en die ander in die bofortrek saam was. Eendragtig was hulle bymekaar. Romeine gee vir ons 'n presiese uitspeel van Jesus se gebed in Johannes 17, sowel as die gebeure op Pinksterdag in Handelinge 2. En dan sê hy, vers 7, neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. 2 keer kry ons hier die begrip oor die heerlikheid van God, die beeld van God, dit wat aan God toegeken word, dit wie God werklik is, en wat dan in ons lewe vorm moet kry. Hierdie gesindheid, hierdie eensgesindheid, beteken ons gesindhede moet saam op dieselfde plek wees. Ons fokus, ons gedagtes, ons houding moet op dieselfde plek gefokus wees. 1 Petrus 3 vers 8, kan ek net vir julle lees, julle hoef nie so toe te blaai nie, maar julle kan hom merk of blaai, daar's net die een vers. Daar staan hierdie woorde, en eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Dis opvallend dat hoeveel plekke waar daar gepraat word van eensgesind en gesindheid, dat die woordjie vriendelikheid daarby gesit word. En dit was vir my nogal opvallend vandag, terwyl ek hieroor gepeins het. Want as ek die woordjie vriendelikheid uithaal uit die gesindheid, dan kan ons seker almal moeilik lyk, ongelukkig lyk, hartseer lyk, ontsteld lyk. Maar eerste indrukke is blywend. En is interessant dat daai woordjie vriendelikheid so prominent saam met eensgesindheid loop. By Romeine waar julle nou was, net by hoofstuk 12, vers 16. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Daar is nog heel wat ander skrifgedeeltes wat oor die woordjie eensgesindheid praat, of die woordjie gesindheid praat, die ingesteldheid van ons gedagtes en ons gemoed. Maar om volkome eenheid te wil wees, moet ons eers ons harte reg kry. Van harte op dieselfde plek wees. En dit gaan vir ons die pad oopmaak om by die res van hierdie dinge uit te kom, om volkome eenheid
Dit kan wees. Die volgende, die tweede, as 4 goed wat ek gesê het ek wil noem, die tweede wat ek wil los by jou, het ons gisterand oor gepraat, so ek gaan nou nie baie daaroor uitbrei nie, maar ek gaan dit net weer lees, terwille van die eenheid hiervan ook. As ons gesindheid op dieselfde plek is, dan wil ons ook gelyke sorg vir mekaar dra. Dis die tweede duidelike kenmerk van volkome eenheid. En dit is gelyke sorg. Ons het dit gelees en ons het gister daarna verwys. 1 Korintiërs 12 spandeer die hele hoofstuk oor die funksionering van die liggaam van Christus. En hy vergelyk dit met 'n fisiese liggaam. En hy het 'n hele lang verduideliking daaroor. En dan kom hy by vers 25 en hy sê, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. Dat ons gelyke sorg vir mekaar mag dra, of ons ly en of ons bly is. Moet ons gelyke sorg vir mekaar dra. En dan kry ons dit ook in Romeine 12, vers 4 en vers 5. Net soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam in een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. In Korintiërs 12, in Romeine 12, kry ons hierdie beskrywing oor die liggaam van Christus, wat uit verskillende dele bestaan, maar tog saamwerk in 'n eenheid. By al twee hierdie gedeeltes, Romeine en Korintiërs, gaan hy verder, en dan begin hy hierdie verskillende dele van die liggaam beskryf, in terme van die verskillende gawes, wat hierdie verskillende dele van die liggaam het. Wanneer Efesiërs daaroor praat, dan noem hy weer 'n klomp verskillende ampte. Maar dis alles dele van hierdie liggaam wat bydra tot die eenheid. So ons kan nie in die liggaam een deel wil uithaal en die res is nie noodsaaklik nie. So in die liggaam van Christus is al die dele noodsaaklik en belangrik en vorm hulle deel van 'n eenheid. Al hierdie voorbeelde wat ons lees in Romeine en in Korintiërs, waar hy die verskillende dele van die liggaam beskryf, lees ek nêrens van blinde darmes en mangels en al die goed waarsonder ek en jy kan klaarkom nie. Dis almal dele van die liggaam wat noodsaaklik is. Dis nie nou maar net iets wat daar is en het lankal terug 'n taak gehad en nou is dit nie meer nodig nie. Nee. Ek wil dit so verduidelik. Kom ons gaan na ons kombuise toe. Ek het nou eers aan ander voorbeelde gedink en toe besluit ek dat ek nou maar net iets kry wat almal mee kan identifiseer. Elke van julle in die kombuis het 'n vurk. Daai vurk is eintlik bedoel om jy te eet. Maar jy kan met daai vurk pap roer. Nie ideaal nie. Dit werk nie so lekker nie, maar jy kan. Jy kan daai vurk gebruik om iets te klits. Dis nie ideaal nie, maar jy kan. Maar daar's ander goed wat die klitswerk baie beter doen. Jy kan nie 'n vurk met 'n papspaan vergelyk nie. En net so is dit in die liggaam van Christus. Ons het elke een
'n gawe, 'n spesifieke funksie binne hierdie eenheid. En ek kan nie geïsoleerd funksioneer nie. In ons manne se garages het ons 'n boor. Daarmee boor jy 'n gat in 'n plaat. As jy nou nie 'n boor het nie, dan is daar ander maniere om 'n gat in daai plaat te kry. Dis net baie moeiliker en is nie netjies nie en is onveilig, maar daar's ander maniere om 'n gat in 'n plaat te kry. Maar die eintlike gereedskapstuk daarvoor is daai boor. Ons het almal lepels in ons kombuis. Maar toe hulle vanaand die goed hiernatoe dra vir die sop wat ons nou gaan eet, hoekom daar 'n soplepel wat daar neergesit word? Julle weet almal hoe lyk 'n soplepel. Hy's bedoel om sop te skep. Ons kan daai lepel wegvat en dan sit ek vanaand 'n teelepel daar neer. Sorry vir die wat gaan skep. Hou net spoed, ons almal wil kry. Kan nie werk nie. Daarom word hierdie boodskap so duidelik na ons toe gebring. Gelyke sorg vir mekaar moet dra. Elkeen het sy taak, elkeen het sy plek. Daar is nie minderwaardige dele van die liggaam nie. Daar is nie ander dele wat alles moet doen nie. Ons het elkeen 'n plek. En dis deel van eenheid. Om in eenheid my plek vol te staan. Die derde wat ek wil deel vir hierdie volkome eenheid is die derde om die las te dra. Hierdie is vir my geweldig fascinerend geweest terwyl ek vandag voorberei het. Want hoe vertolk ons hierdie laste dra en hoe praat ons oor hierdie laste wat ons moet dra? Want die Bybel verduidelik vir ons baie duidelik, nou kan julle weer na Romeine 15 toe. En Romeine 15 verduidelik vir ons baie duidelik dat ons mekaar se laste moet dra. Romeine 15 sê vers 1 tot 3. Op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. En nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Hierdie laste dra, sê die Bybel dat ons mekaar se laste moet dra. Nou vra jy vir my, maar waar kry ons nou die eenheid gedagte daarin? Die eenheid gedagte kry ons in Galasiërs 6. Vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Romeine 15 gee vir ons hierdie beskrywing van Jesus wat homself nie behaag het nie, en die las wat hy gedra het in Getsemane,
Die las wat hy gedra het aan die kruis, was daar nie ondersteuning nie. En hulle wat God gesmaad het, daai smaad het op Christus geval. En Christus weet wat dit is om alleen die sonde van die wêreld te dra. En daarom word dit so beskryf dat ons mekaar moet help, moet dra. Ons moet mekaar se swakhede dra. En daarom word hierdie vir ons so aangeteken. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Let op wat sê Galasiërs 6 vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. En dan gaan hy oor na vers 2. So let op wat hier vir ons gesê word. Die manier hoe ons om eenheid te behou, mekaar se laste moet dra, is selfs wanneer iemand deur 'n misdaad oorval word, wanneer iemand gesondig het, wanneer iemand gefaal het, wanneer iemand gefouteer het, moet ons wat sterk is, so een tot hulp wees, so een kom versterk. Het is baie interessant dat Galasiërs 2 3 keer praat van laste wat gedra word. En elke keer kring dit weier uit. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. Dan sê vers 5, elkeen sal sy eie pak dra. Bedoelende, soos 'n rugsak wat jy dra, dis die bedoeling wat Paulus daar het. Jy dra 'n rugsak met jou vraggie saam. So, jy's besig om ander se laste te dra, terwyl jy ook jou eie las het om te dra. Hy sê nie die wat geen las het nie, moet iemand anders se las help dra nie. Dit werk nie so nie. Terwyl jy, kan ek dit nou maar so uitdruk, jou eie battle fight. Terwyl jy jou eie stryd stry. Elkeen dra sy eie pak, moet ons ook die ander een se las help dra. 'n Mooi beskrywing. Die derde voorbeeld wat hierdie eenheid bevorder in Galasiërs 6 is vers 17. En daar sê Paulus, ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. Hierdie rugsak wat hy gedra het al merke gemaak. Het al sy tekens gelos. Hy loop met die littekens in sy liggaam van hierdie vrag wat hy dra. 'n lasdraer, sy eie las wat hy dra, maar hy's ingestel om die volgende een se las te sien, want hy ken van 'n lasdraer. En dis deel van hierdie wonderlike eenheid.
En dan sê Galasiërs 6 vers 2, oor hierdie las wat ons moet dra. Dra mekaar se laste en vervul die wet van Christus. Hy is die een wat die juk op hom geneem het. Hy is die een wat gesê het, my juk is sag, my las is lig. Hy is die een wat die kruis opgeneem het en geloop het. Hy is die een wat gesê het, die wat my wil volg, moet sy kruis opneem. Om deel van 'n eenheid te wees, beteken nie jy's 'n showpiece model wat daar in die showcase in die vertoonkas sit nie. Jy is aktief besig, nie net met jou eie pak wat jy dra nie, maar ook om ander se laste te dra. Ons moet nie hierdie goed net as negatief sien nie. Die vierde en die laaste wat ek wil deel, hierdie volkome eenheid het 'n dieper betekenis, en dit is dat ons nie net mekaar se las sal dra nie, maar letterlik mekaar se las sal voel. Dis een ding om te sê, iemand anderste dra 'n las, maar dit is heeltemal 'n ander ding om langs iemand in te skuif en sy las te help dra. Die woord wat hiervoor gebruik word, is die woord ontferming. En ek het vandag 'n bietjie gekyk na hierdie woord en sy betekenis. Want 'n paar teksverse wat ons vanaand gelees het, en wat jy later weer na kan gaan kyk, staan die woord ontferming in. En ek sou dit nou maklik vir julle kon omkring het, maar dis nou so. Die gedagte met die woordjie ontferming beteken om met jou hele gemoed en wese saam met iemand stryd te stry. Maar dit beteken ook dat jy saam met iemand hulle stryd stry sonder om noodwendig dieselfde reaksie terug te kry. Dit beteken daar's 'n ontvanger en 'n gewer. En wanneer ek en jy vol ontferming is ons baie keer die gewer. Die ontvanger se stryd en se nood is op 'n swakker plek as waar ek en jy is. Daarom kan hy nie dieselfde terugrespond nie. Toe Jesus met die vermeerdering van die brode na die skare gekyk het, lees ons dat hy vir hulle innig jammer gevoel het. Die oorspronklike beteken, sy binneste het in beroering gekom. Die woordjie ontferming beteken dieselfde. Dit beteken dat iemand se stryd jou hele wese aangryp. Dis meer as net 'n besorgdheid, maar is ook 'n oorgaan tot aksie. Efesiërs 4:32 verduidelik hierdie stryd. En jy moet nou die vorige verse lees om hierdie prentjie te kry. 'n hele klompie verse voor vers 32
dink amper is daar van vers 17 af, ek is nou seker nie. Noem Paulus 'n klomp dinge wat afgelê moet word. Goed waarmee klaargemaak moet word. Waarmee gebreek moet word. En hy hou aan om hierdie goed te noem by die naam. Klomp dinge hou hy aan tot by vers 32. Dan sê hy, en hier kom hy woordjie vriendelikheid weer in. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. En in watter konteks is daai ontferming? Wanneer jy saam met iemand die pad loop en hulle stryd om oorwinning oor sekere dinge te kry. Daardie ontferming het te doen wanneer jy onder iemand inskuif om hulle te help, om hulle te dra, om hulle te versterk in hulle worstelstryd. Wat dit ook al mag wees. Of dit nou probleme is en of dit nou siektekondisie is en of dit nou maak nie saak watter kant toe dit is nie. En dan beteken hierdie ontferming om meer gevoel te hê. Ek het ook met daai goed geworstel. Ek was ook met daai sonde vasgevang. Ek verstaan waardeur jy gaan. Ek was daar. En omdat ek daar was, wil ek vir jou tot hulp wees. Hierdie ontferming teenoor mekaar is deel van hierdie volkome eenheid. Ons is besorgd oor mekaar. Ons let op mekaar. En dan kry ons, en ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, in dieselfde Efesiërs lees ons daar vanaf vers 1 tot by vers 7. Dat ons waardigheid moet behou. En dan sê hy dat julle met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. En dan gaan hy voort, en hy beskryf hierdie eenheid gedagte, dis een liggaam, een gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. En weer eens wat ons vroeër gesê het van die liggaam, sê vers 7, aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Ek wil klaarmaak. Dan kom ons, en ons vat hierdie volkome eenheid, en ons gaan na Jesus toe as ons voorbeeld. En as ons na Jesus toe gaan en as ons voorbeeld, dan lees ek vir jou Filippense 2, vers 2. Vers 1 vra of daar ontferming by ons is. Vers 2 sê, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Vers 5 sê, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hierdie ontferming, hierdie besorgdheid. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. En hy het aarde toe gekom. En hy het die volle prys aan die kruis kom betaal. Hy sê hy was gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.
Hierdie dood van die kruis het die toppunt bereik van Jesus se ontferming vir 'n verlore mensdom. Maar ook vir sy kinders se genesing, se heiliging, se diensbaarheid, se toerusting, se alles. En Jesus hang aan die kruis en hy roep uit, dit is volbring, volkome. Dis ten volle betaal. En dit vat my terug na Johannes 17 vers 4 toe, in daardie gebed van Jesus, en hy praat met die Vader en hy sê, ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Dit was die woorde aan die kruis. Dit is volbring. En hier bid hy dit. Dis volbring. Sal ek en jy nie net opnuut weer oor die Here self ondersoek om doen nie. Sal ons nie strewe na hierdie volkome eenheid wat Jesus vir sy disippels gebid het en wat hy vir my en vir jou begeer, sodat ons eensgesind sal wees, sodat ons gelyke sorg vir die liggaam van Christus sal dra, soveel sodat ons mekaar sal dra met 'n goddelike ontferming. Nie net toe kyk nie, maar doen. Kom ons bid saam, ons gaan môre aand gaan ons voort. Here, dankie dat ons voor U kan kom buig en maar net ons eie hand in ons eie boesem steek. En vir U kom vra, Here, ondersoek my hart. Kom fokus op my hart. En kom wys vir my waar ek tekort skiet in hierdie eenheid. Sal U vir ons help om daarin te groei, sodat ons ook kan sê, ons het toegeneem en God daarin verheerlik. Amen.